Volharding help om te floreer en daarom gesels ons vandag oor volhard in loopbaanuitdagings. 'n Tamatie hoef nie net 'n tamatie te wees nie. In die laat 1980s het Francisco Cirillo, 'n Italiaanse student, 'n eenvoudige kombuistydhouer wat in die vorm van 'n tamatie was. Hierdie timers wat jy so gedraai het in daardie tyd, het hy dit gebruik om sy studies te hanteer. Hy het ontdek dat 25 minute se gefokusde werk, gevolg deur 'n kort pouse, hom gehelp het om nie oorweldig te voel nie en om vol te hou. En hierdie ritme van klein volgehoue aksies het bekend geword as die sogenaamde Pomodoro tegniek, tamatie tegniek as mens so kan stel. 'n Herinnering dat selfs 'n tamatie 'n simbool van volharding kan word. Die ritme is gewoonlik 25 minute werk, 5 minute rus en na 4 van hierdie Pomodoros van 25 minute elk 'n langer pouse van 30 minute. Nou wanneer studies of 'n nuwe loopbaanfase of besigheidsuitdagings jou uitput, dan voel dit dikwels asof die pad oneindig is. En tog leer jou sogenaamde grit of volharding ons dat passie saam met volharding die sleutel is tot groei. Martin Seligman, die sogenaamde vader van positiewe sielkunde, wys daarop dat die optimisme soos om te kies om te glo dat ek in uitdagings groei of juis leer hoe om te groei, ons in tye van teëspoed help om doelgerig te bly eerder as wat ons opgee. Die Bybel versterk hierdie perspektief in Hebreërs 10 vers 36 en 37. Daar staan: volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Nog net 'n kort tydjie en hy wat kom, sal kom en nie talm nie. Nou hierdie gedeelte kom uit 'n vers waar die skrywer van die Hebreërs die lesers aanmoedig, die gelowiges aanmoedig om hul geloof te volhard ter wille van 'n groter beloning, selfs te midde van swaar kry en vervolging. Volharding is dus 'n aktiewe deelname aan God se wil, selfs wanneer die pad moeilik is. Nou ons oefen nie net in ons algemene volharding as ons uitdagings soos met die Pomodoro tegniek aanhou 25 minute op 'n keer nie. Ons oefen eintlik op hierdie manier ook geloofsvolharding, sodat ons kan aanhou volhard in geloof totdat Jesus weer kom. Dit help ons om te volhard. Leef geïnspireerd.